Goeiemôre. Het dit al ooit vir jou gevoel asof God stil geword het? Dat jy bid en die hemel swyg? Ja, ek dink ons almal het al daardie gevoel gehad dat, Here, waar is U? Hoekom het U stil geword in my lewe? Nou ek wil graag saam met U lees uit die woord van God en wel uit Hebreërs 1 vanaf vers 1 wat vir ons die volgende sê. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Nou ek wil dan graag my boodskap vanmôre titel God het nie stil geword nie. Onwillekeurig dink ek aan 'n tydperk waarvan die woord praat. Ek lees daarvan in 1 Samuel 3 vers 1 wat vir ons die volgende sê. En die seun Samuel het die Here gedien voor Eli en die woord van die Here was skaars in die dae. Gesigte was daar nie baie nie. Die vraag is, waarom was God se woord skaars in die dae van Eli? Die geestelike toestand van Israel was op 'n laagtepunt. Wanneer die volk in sonde leef, word die stem van God stil. En ek dink dit is ook van toepassing in die dag waarin ons lewe. Wanneer jy 'n kompromie met sonde aangaan, word dit al moeiliker om die stem van die Here in jou lewe te hoor. Nie omdat hy nie kan praat nie, maar omdat ons nie kan hoor wat die Here vir ons wil sê nie. Matthew Henry beklemtoon dat die woord skaars was omdat die geestelike leiers ontrou was. Eli was passief. Sy seuns was korrup. Die priesters het die offers misbruik. Die heiligdom was nie meer 'n plek van heiligheid nie. Was nie meer 'n plek van aanbidding nie. Ek wonder vandag, in die tyd waarin ons lewe, of bogenoemde nie ook van toepassing is op ons nie. Leiers is ontrou. Daar is korrupsie aan die orde van die dag. Die heiligdom, die plek waar God aanbid moet word geminag. 'n ander verklaring sê die volgende, dat God nie net stil was nie, maar dat die volk nie geluister het nie. Hulle het nie die wet bestudeer nie, nie die Here gesoek nie, nie die priesters en die rol gerespekteer nie, nie die tabernakel as heilig beskou nie. Wanneer die volk nie luister nie, word die woord skaars. Kiel en Delish voeg by dat God nie sy woord sou gee aan 'n volk wat dit minag nie. Hy praat nie waar sy woord nie geëer word nie. En ek wil dan vir jou vra, vriend, eer jy die woord van die Here? Respekteer jy God se woord? Beskou jy dit as gesaghebend? Kan ons die volgende vir mekaar sê? Sonde het geestelike doofheid tot gevolg. Ek wil dit onomwonde stel dat God steeds praat en ek wil dan ons teksvers gebruik as 'n kapstok om so 'n paar gedagtes aan in op te haal. Die vraag is dan, hoe praat God in die dag waarin ons lewe? Ek gaan my by die woord bepaal en hoor wat die woord vir ons sê. Eerstens, God praat deur sy seun Jesus Christus. Dit is die hoofgedagte van Hebreërs 1 vers 1 tot 2. Jesus is God se finale volmaakte woord. Wanneer jy na Jesus kyk,
sy karakter, sy woorde, sy hart, dan hoor jy God se stem, 'n stem van liefde, van genade, wat met jou en met my deel in die dag waarin ons lewe. God praat ook deur sy geskrewe woord. 2 Timoteus 3:16, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Ek stel dit aan jou. As jy God se stem wil hoor, open sy woord. Dit is sy liefdesbrief, sy instruksieboek, sy anker aan jou en my. Enigiets wat hy verder sal sê, sal deur sy woord bevestig word en ook daarmee ooreenstem. Moenie sommer agter enige lering aanhardloop nie. Meet alles wat gebeur aan die woord, want ons kan niks daarby voeg of daarvan wegneem nie. Die belangrikheid van die woord word verder deur Dawid bevestig wanneer hy sê, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Psalm 119:11. Ek het U woord in my hart geberg, sê Dawid, dat ek nie teen U sal sondig nie. As jy 'n heilige en rein lewe wil voer, kom in die woord. Laat die woord jou pad verlig, dat dit 'n lamp vir jou voet wees. Daarom glo ons dat God deur die skrif praat. Die Bybel is nie net 'n boek nie, dit is God se stem op papier. Wanneer jy lees, praat hy persoonlik met jou. Die wonder is baie keer dat 'n vers sommer so uitspring en dit gryp jou in jou hart vas, in jou gees vas. 'n Skrifgedeelte bring lig in 'n besluit wat jy moet neem. 'n Belofte in die woord word 'n anker vir jou in moeilike tye. 'n Waarskuwing bring vir jou gehoorsaamheid. Maar God spreek ook deur sy gees in jou innerlike mens. Die Heilige Gees woon in ons en hy spreek tot ons gees, Romeine 8:16. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Die Heilige Gees bring sekerheid, bring vrede vir jou en vir my. Ja, God praat deur sy Heilige Gees in ons harte, nie as 'n vaag gevoel nie, maar as 'n innerlike getuienis, 'n oortuiging, of hy bied aan jou leiding. Hoe klink dit? 'n sagte, duidelike indruk in jou gees, in jou denke. Dit sê soms vir jou, gaan vra om verskoning. Dit wek 'n onrustigheid in jou binneste wanneer jy 'n verkeerde besluit neem. Vrede wanneer jy die regte rigting kies. 'n Gedagte wat jy weet nie uit jouself kom nie. Hy spreek ook deur stiltes. Elia hoor God se stem nie in die wind, in die aardbewing of in vuur nie, maar in die koelte van stil wees. 1 Konings 19 vers 12. Psalmdigter kom en hy sê, laat staan en weet dat ek God is. Wees stil en weet ek is God. Die boodskap vertaal dit as volg: bedaar en erken dat ek God is. Ek sien vriend, ons raak baie keer so opgewonde. Ons raak so stresvol. En ons vergeet om te luister, om stil te word. Om te kan sê, Here, ek weet U is in beheer. Wat wil U vir my sê in hierdie oomblik van my lewe? Sien ek raak waarmee U besig is? Hoor ek U stem duidelik? Jy sien, om stil te word, om te kan luister, verg dissipline.
Dit verg dissipline om nie jou eie ding te wil doen nie. Ek wil vir jou vra, ken jy God in jou besluitneming? Hy spreek verder deur aan jou vrede te gee, Kolossense 3:15, en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Hoor jy mooi, laat vrede heers. Wat beteken dit om te heers? Om te regeer. Laat die vrede van die Here vir jou kalmte bring. Laat dit vir jou kalmte bring in jou besluitneming. Here, wat wil U hê moet ek doen? Die woord van die Here sê vir ons, as jy wysheid kort kom, moet ons bid, moet ons dit van hom vra. Wanneer sy vrede heers, regeer, dan bring dit vir ons hierdie kalmte en dit bied aan ons rigting. Die Heilige Gees vorm ons gewete en gee ons innerlike insig. Hoe? Jy voel 'n innerlike nee of ja. Jy kry wysheid wanneer jy moeilike besluite moet neem. Jy sien die regte pad duidelik. Al is dit nie maklik om dit te volg nie. God het nie stil geword nie. Die vraag is vanmôre, het jy sy stem gehoor? Het jy God se stem gehoor? God se stilte is nie sy afwesigheid nie. Soms is dit sy werkswinkel, waar hy met jou en met my deel, waar hy ons karakter vorm. Wanneer jy God nie kan hoor nie, vertrou die God wat voor jy met jou gepraat het. God se beloftes verander nie omdat jou gevoelens of jou emosies verander nie. Die hemel is nooit stil nie, ons harte is soms net te besig om te luister. Vriend, as God stil lyk, onthou, hy is steeds besig om jou storie te skryf. Miskien voel dit vir jou vandag asof God stil geword het. Jou gebede lyk onbeantwoord. Die wagtyd voel lank en die pad is onseker. Maar die skrif leer ons dat God nie ophou praat of werk omdat ons hom nie hoor nie. Hy is dieselfde God wat Noag gelei het, Abraham geroep het, Moses gestuur het en deur Jesus Christus finaal sy liefde aan jou en aan my kom openbaar het. Sy woord leef, sy gees werk en sy beloftes staan vas. God het nie stil geword nie. Hy wag net dat ek en jy stil genoeg moet word om na sy stem te kan luister. Mag jy die stem van die Here vandag op 'n besonderse wyse hoor. Moenie moedeloos word nie, moenie handdoek ingooi nie. God sê, ek is met jou en ek sal jou nie begewe en jou nooit verlaat nie. Kom ons bid saam. Dankie Vader dat U steeds deur U Seun, deur U woord en deur U Heilige Gees met ons praat. Dankie dat ons hierdie innerlike sekerheid het, dat U nie van ons vergeet het nie. En wanneer dit vir ons soms voel, Here, asof die hemel swyg, dan weet ons, U is steeds daar vir U kinders. Want U woord leer ons, U sal nooit van ons vergeet nie. U sal U hand van beskerming, van voorsiening oor ons hou. Niemand kan ons uit U hand ruk nie.
Daarom bring ons vanmôre aan U die lof, die eer en die dank. Dankie dat ons selfs in die stilte U kan aanbid. En ons bely, Here, ons glo U, ons vertrou U en ons weet U is in beheer. Lof, eer, dank en aanbidding kom U toe tot in alle ewigheid. Amen. God is goed. Mag jy in hierdie week sy guns en sy teenwoordigheid ervaar. Jy moet mooi loop. Vrede vir jou.